Hallo kykers en welkom terug by die 1 Desember episode van Blitz Fokus. Soos julle kan sien, ons het 'n bietjie van 'n anderster bank hierso, maar moenie worry nie, dit sal vir julle verduidelik word binnekort. En na dit moet tog nêrens gaan nie, want ons het 'n onderhoud met 'n baie interessante jong man. Ons het selfs 'n nuwe boek, 'n nuwe liedjie ook om oor te gesels en wat julle almal verwag het, hier eerste is die nuus met Anne-Marie. Hallo kykers en welkom terug by Wat is Nuut. Hierdie week se episode en soos wat julle altyd weet saam met my is Anne-Marie. Hallo julle. Dit gaan so goed. Dit is amper vakansie, Fransja. Ek is so opgewonde. Nog net 'n paar weke. Nou, voor ons diep in dit ingaan. Kom ons gee net vir ons kykers 'n bietjie inligting van waar is die Blitz Fokus Bank? Ja, julle so. ESP en meer spesifiek NMA wat julle ken, het van kantore verskuif. So ons is op die oomblik in ons nuwe kantoor, Diamond Square wat op 7 Roer Street is. As julle sou wou kom 'n draai maak, bietjie by ons kom inloer. Ja, so ons is in 'n nuwe kantoor, 'n nuwe plek. En die Blitz Fokus Bank het nou ongelukkig nog nie saamgetrek nie. Ja, ons wag nog vir ons bank om te kom. Maar ons het nog steeds baie nice stoeltjies. Dis hierdie Blitz Fokus, ons noem dit Blitz Fokus 2.0. Dis die regte ding om te doen. Ek sal eerlik wees. So ek sal eerlik met jou wees, ek like nogals die stoele. Ek gee 'n bietjie meer professionalism. Ja. Ek gee die vibe. En dit voel ook vir my soos partykeer as jy op die bank moet sit saam met iemand op die Blitz Fokus bank, dan kan dit soos awkward wees, Ja, want jy maar dit is so naby. ek ken nie hierdie persoon nie, maar ek sit langs hom. Maar soos hierso is dit net die regte afstand. Net die regte afstand. Dat dit professional kan wees. So, ek dink. Ja, nee. Ons moet maar kyk of ons nie hierdie stoele kan hou nie. Ons loop maar vir die Wie gaan beste. ons moet ompraat? Wie se stoele is hierdie? Ek besluit is nou ons in 'n so. Ja, ons moet maar net ompraat. Ons albei het 'n way met words, so ek dink ons sal dit regkry as ons hard genoeg probeer. Ja, twee heel verskillende kante van die spektrum, maar ja. Ja. Maar ek is baie opgewonde van. Natuurlik, final update. Let's go. Dis my final update. Eerstens, happy December. Dit is December vibes nou. Ek wou net vir almal dit ook sê. Ek weet ons is al by die 3de. Vandag as Blitz Fokus uitkom, maar happy December. Ek hoop julle is so opgewonde vir die einde van hierdie jaar soos ek. Ek het laasweek met iemand gesels gesê ek vir hulle laasweek was 'n lang jaar. dit was rowwe tye tussen squash en elections en die feit dat ons nog steeds moet koerante uitbring, al is daar squash en elections en shows en dit was 'n rowwe week geweest, maar ek bly dis fyn, ek bly ons is in Desember. Anyway, back to the topic. So Franswa, wil jy weet wie het Dancing with the Stars gewen laasweek? Ek is seker ons almal wil weet. So julle, ongelukkig het my girl Alex nie gewen nie, maar ek is baie bly want Robert Owen het die wen gevat. En dit is eintlik so 'n full circle moment gewees, want okay, 'n bietjie agtergrond. Okay. So Robert Owen se sussie Bindi Owen het saam met huidige beoordelaar Derek Huff deelgeneem aan die kompetisie so 'n paar jaar terug en hulle twee het toe saam gewen. So sy sussie het dit gewen saam met huidige beoordelaar en Whitney Carson wat Robert se partner was, het so 'n paar jaar terug deelgeneem saam met Alfonso. Nou ek weet nie of jy hom ken nie. Ek ken maar Alfonso, van ja. Fresh Prince of Bel-Air En America's Funniest Videos. Yes. AV. Ja, so hulle twee het saam deelgeneem en gewen. En dit was so 'n full circle moment want toe Robert en Whitney nou gewen het, Alfonso host Dancing with the Stars, so hy kon die trofee aan Whitney oorhandig. En Bindi was daar om te sien hoe Derek haar partner haar boetie beoordeel en hy toe nou wen op die ou einde. So full cirkeltjie. Alex het tweede gekom. So dit het my baie gelukkig gemaak want ek het van die begin af gesê as enige een van daai twee wen, sal ek happy wees, maar haar freestyle, kan ek julle net kykers op iets sit, gaan kyk Alex Earl se finale freestyle. Dit was chefskies. Dit was regtig so goed. So kan ons verwag dat jy volgende jaar gaan deelneem. Dancing with the Stars soek my nie man. Ek het nou al soveel DM's gestuur en hulle wil my net nie hê nie. Maar iewers, somewhere along the line hopelik, gaan hulle oogies oop en besef hulle wat se talent hulle voor hulle het. Ek weet ons kan altyd van vir Alfonso vra dat jy gaan host.
Ja, dit sal ook van wees, maar ewen die hosts kan dans en die probleem is ek het die ritme van 'n baksteen. Om dit ligtelik te stel, het ek die ritme. My beste dansmove is letterlik hierdie. Dis my go-to. In die klub dan tap ek my voetjie en dis wat ek doen. So ek weet nie, maar hopelik iewers in die toekoms. Ek meen tog sal Blitz Fokus vir jou 'n bietjie van 'n boost gee wanneer jy present die show. Hopelik. Hopelik. Ek weet nie. Julle moet actually soos ons video's begin like sodat hulle my kan raak sien, maybe not as julle nie voel dis nodig nie. I can't pressure you, maar I'd love that. Ja. Wel, kom ons kyk nou 'n bietjie aan na laasweek toe wat ons die meeste werk nog hierdie jaar gegee het, die elections. Ja. Ja, so dit was 'n dag gewees, die 26ste. Dit was. Ek weet nie hoe lank het jy gewerk? Die hele dag. Die hele dag van die oggend tot ek dink ek het so 7 uur klaar gemaak met verkiesingsgoed. Toe's ek aan diens om die res van die verkiesingsgoed uit te kry aan die publiek natuurlik en van toe af het ek by die squash gaan werk. Maar dit was my eie persoonlike skuld want kyk ek is 'n groot squash liefhebber. So ek het eintlik gegaan om te gaan kyk en toe eindig ek op om te werk want ja, maar dit was 'n besige dag. Ek is bietjie teleurgesteld, ek moet sê. Ek het laasweek met Ashwin ook gesels en ons Wouter turnout hierdie jaar was verskriklik laag geweest. Veral die jeug. Ja, ons het daaroor gepraat en die een ding wat ek en Ashwin nogal opgebring het en ek gaan dit aan my hier sê is dat ons wil altyd protest, ons wil altyd kla, ons wil altyd daar's te veel potholes, daar's te veel hierdie, maar dan as die tyd kom, dan is ons nie daar om te stem nie. En dit raak half 'n situasie van soos ons moan oor alles, want ons is die jeug, ons is Gen Z. Ek weet nie, is jy 'n millennial? Ek weet ek is in 2000 gebore. Ek ken dit daai goed, sorry. Maar so ons is die toekoms van die land en ons kan op Instagram post go vote, maar as ons moet gaan vote, dan staan niemand nie. So ek is bietjie teleurgesteld. Ja, en dan vir al die election results kan julle dit op al NMA, Republikein, Namibian Sun en Algemene Zeitung se pages gaan kry. Ook Election Watch 2025, daai page kan julle dit ook kry en ons het 'n webtuiste. Ek dink dit is Election Watch. Ons het 'n nuwe page ons oopgemaak. Namibia Elections 2025. Yes. Wat letterlik konstant alles, al die updates is daar, al die eindnommers is daar en alles. Swapo het natuurlik mos nog gewen en alles. Ja. Ek meen, groter meerderheid altans. Dit was altans ja. Maar ja, weg van die politiek af. Jy het onlangs 'n interessante storie uitgebring wat ek graag wil 'n bietjie meer oor weet. Dit gaan nou oor die privaat skool wat jy geskryf het, sê is of althans jy het geskryf hulle het rasgebaseerde plasings en dit. Ek wil net 'n bietjie meer uitvind daaroor. Ja, so natuurlik weet almal van die situasie wat gebeur het met die DHPS kind en die kind van WAP. Waar hulle met onvanpaste naambordjies en so rondgeloop het en hulle gesigte geverf het en so en ek wil nie te veel daarop hamer nie want dit voel vir my almal verdien 'n tweede kans. Hulle het 'n fout gemaak, hulle het onverskoning gevra en they are doing their penance wil ek amper sê. Soos hulle maak op daarvoor. So ek wil nie te veel daarop hamer nie, maar na aanleiding van dit het iemand vorentoe gekom en met een van ons redakteurs by die koerant kom gesels. En dit was nie die eerste keer nie wat daar 'n beskuldiging teen Windhoek Gimnasium gemaak is dat hulle klasse verdeel gebaseer op ras. En ek gaan stel toe nou ondersoek in en ek gaan gesels eers met Colette Rickert, verskriklike oulike vrou en sy het baie eerlik en vinnig vir my geantwoord en vir my gesê daar is nie 'n manier nie. En ek dink ek kan met eerlikheid sê daar was geen hesitation toe sy my geantwoord het nie. En 'n mens kan in haar oë sien en in haar stem hoor hoe trots sy is op die feit dat Windhoek Gimnasium so inclusive is. En ons gaan toe van daar af en ons gaan gesels met WAP se skoolhoof meneer Kobus en hy het ook met ons gesels en baie eerlik en baie vinnig vir ons verduidelik hoe dit werk. So die twee skole werk op 'n baie soortgelyke manier waar die klasse verdeel word gebaseer op die taal van onderrig wat die kind kies. Wat sin maak. So as jy kies om in die Afrikaanse stroom te wees, dan gaan jy saam met al die ander kinders wat in die Afrikaanse stroom is, al jou klasse in Afrikaans hê. Ja. En as jy kies om in die Engelse stroom te wees, gaan jy saam met al die Engelse kinders in die Engelse stroom wees. So dit is wat die twee skole gesê het. St George's het ongelukkig nie vinnig genoeg geantwoord voordat die storie moes publikasie toe gaan nie. Maar ons het toe met DHPS gaan gesels en
Wat nogal opvallend was van die HPS, was die feit dat hulle bietjie langer gevat het om te antwoord en hulle antwoord was nie baie oop en eerlik gewees nie. Ja. En 'n mens kan alles daarvan gaan lees in die storie. Ek wil nie te veel uitbrei daarop nie, maar dit was nogal opvallend om te sien hoe die verskillende skole dit doen en om net once and for all dink ek daai allegations te kan tot rus te sit want ja, ons kan allege soveel soos wat ons wil, maar niemand wil gaan ondersoek instel nie en ek dink om die ondersoek in te stel was baie belangrik geweest. Ja. Ja nee, dit is nogals 'n ernstige storie, maar ek is nogals bly dat jy uitgegaan het en dit nou tot lig toe gebring het en alles. Maar dit gesê, ons het hier baie tyd oor die ongelukkig. Ons episode hardloop nou maar vinnig deur hierdie paar tydjies. Ons weet mos nou vakansietyd. Tot Blitsfokus wil klaarmaak en rus lyk. Ja, tot die show wil rus. Ja, Anne, dankie dat jy weer eens soos altyd opkom vir die nuus. Groot plesier. Ja. Ja, en kykers, julle moet asseblief ook nêrens gaan nie, want hierna het ons 'n interessante onderhoud met 'n baie interessante persoon, sou ek sê. Welkom op die week se onderhoud. Wel, soos julle gehoor het, dit is tyd vir 'n nuwe episode, 'n nuwe week en 'n nuwe gas vir die onderhoud. Saam met my is Kristen Heckert. Hoe gaan dit met jou vandag? Nee, kan nie kla nie en jou kan François? Dit gaan altyd goed saam met my. Nou, Kristen, jy was onlangs deel van 'n span wat deelgeneem het in 'n boek te skryf, as ek reg onthou. Nou, kan jy vir ons 'n bietjie meer vertel van die boek? Okay, so die organisasie wat hierdie boek saamgesit het, was die Namibia Scientific Society. Ek dink in Afrikaans is dit die Namibiese Wetenskaplike Gemeente. Ek gaan nou nie die Duits probeer sê nie van my Duits is nie so goed nie. En een deel van die Namibia Scientific Society is hulle publishing house, Kwize Publishers. So toe ek nog daar gewerk het, het ons omtrent elke 2 weke, miskien 1 keer 'n maand, 'n publishing meeting gehou. Net om te praat oor al ons verskillende publications wat ons wil uitsaai na die publiek toe. En toe eendag op die agenda, toe sien ek, okay, daar's 'n boek oor Namibiese kulture. Toe dink ek dit gaan dalk interessant wees. En wat ek gesien aankom hier was, aan die einde van die meeting, toe sê die vrouens wat nou die boek sou edit het, hulle het nou gesê, ja, wat hulle wil eintlik doen is, hulle wil sê nou as daar iemand is wat oor die Herero mense skryf, wil hulle actually 'n Herero mens inkry om oor hulle te skryf. Wat ons baie keer in die verlede gesien het was, jy kry 'n ou van Duitsland of 'n vrou van België wat haar PhD wil kom doen in Namibia oor sê nou die Rehoboth Basters. So sy kom, sy interview mense en sy skryf die boek, maar daar is nie daai personal touchy, daai local touchy. So wat ons wou gedoen het, ons wou 'n boek geskryf het vir die Namibiese mense, deur die Namibiese mense. So dis maar net in 'n nutshell. Wow, ek moet sê dis nogals 'n interessante konsep want baie van die tyd dink mense nie daaraan om daai tradisionele en daai tradisionele view te kry van die mense waaroor jy skryf nie. Yes. Wow. Nou, watse gedeelte het jy geskryf? So ek het die gedeelte op die Rehoboth Basters geskryf. So my pa kom van Rehoboth af. Hy het so bietjie Baster in hom en so bietjie Duits, hens die van Henkert. En my ma kom van Suid-Afrika af. So ek is maar lekker mixture. Lekker gemeng. Lekker gemeng, ja. Nou, vertel ons 'n bietjie meer van die Rehoboth Basters in terme van wat het jy in jou boek geskryf? So ek dink die grootste ding is altyd wat ek altyd gevra word en ek dink baie ander mense ook is wat is die verskil tussen 'n kleerling en 'n baster? En baie mense dan sê ag, is min of meer dieselfde ding. Ek weet die ouer mense sal sê nee, ek is 'n baster, nie 'n kleerling nie. Maar baie keer die layman of die mens wat nie regtig weet, jy sal nou dink, okay, nou wat is die verskil? Ja. En daar is eintlik so bietjie van 'n verskil. Ja, okay, albei van hierdie groepe kom van Suid-Afrika af in die dae van wanneer die Nederlanders mos nou Kaap toe gekom het. Maar ek sal sê die grootste verskil is die Rehoboth Basters het gesê, okay, ons geniet nie regtig die lewe hier in die Kaap nie. Die mense is nie lekker met ons nie. Kom ons trek maar boontoe. So toe gaan hulle oor die Oranje rivier, trek hulle so 'n bietjie rond in die suide van Namibia en toe beland hulle in Rehoboth. Waar hulle nou vandag is. Hens die naam is eintlik, as jy praat van 'n baster, is dit eintlik tegnies reg om te sê 'n Rehoboth Baster. So die land en die eiendom van Rehoboth is 'n groot deel van hulle se identiteit as 'n mensgroep. Okay. Dis nogals interessant om dit te leer. So jy so die kleerling is vir die kus en die basters is vir die binnekant. As jy so wil sê, ja. Dit is wat ek daarop gefokus het. Ja.
daai geval, hoe was jou kinderjare wat jy opgegroei het? Man, ek sal sê, ek is baie dankbaar aan die Here vir my twee ouers en die rol wat hulle gespeel het om vir my op te bring in die man wat ek vandag is. Toe ek jonger was, al twee van my ouers is Christene, my pa is Roman Catholic, my ma is meer charismaties. So Sondag moes ek in die kerk wees, of by my pa of by my ma. Ek het eintlik gekies om eers by my pa gegaan want die dienste was bietjie korter. Maar toe ek opgegroei het en bietjie volwasse geword het, voel ek okay, maar ek wil eintlik meer ernstig raak oor my geloof en oor die Here. En toe voel ek okay, ek wil daai stap vat om my hart vir die Here te gee. Maar op ander opsigte, ek dink my education was ook baie belangrik. Ek het die voorreg gehad om by St. Paul's College hoërskool toe gegaan het. Ek was die hoërskool se hoofseun in my matriekjaar wat cool was. Wat nog kan ek sê? Ek is lief vir sport, ek het sokker gespeel op skool, ek draf maar nog wanneer ek kan. Ja. 'n Lekker normale, gelukkige. Ek sal so sê, ek meen, elke mens het maar sy dinge, Ja. daar is maar stryery en dit en daai, maar ek dink selfs ook daai laagpunte skep 'n mens en dit help jou om te kom waar jy vandag is. So ek is ook dankbaar vir daai laagpunte. Nou, uit nuuskierigheid, jy sê jou vorige werk was by die wetenskaplike. Yes. Nou, wat het jy daar gedoen? So ek was, my job title was marketing assistant, maar dit was maar eintlik 'n baie spesifieke rol. Ek het eintlik ietsie van alles gedoen. Ek het bietjie die social media geran, ek het gehelp met die publishing house, ek het bietjie admin gedoen, ek het stock takes gedoen, dinge gaan aflewer, wat ook al hulle Nodig gehad. nodig gehad het ek gedoen, ja. Nou, hoe het dit vir jou ingetrek om te skryf? Ek het eintlik gewag vir daai vraag. So terug na daai tyd nou waar ek nou daai agenda punt gesien het oor die boek. Toe dink ek, okay, dit gaan 'n interessante boek wees as ons dit mos nou skryf. En toe na die meeting, toe kyk een van die vrouens my, een van die editors van die boek. En toe sê sy, jy weet jy wat Christen, ons soek eintlik iemand wat oor die pastors kan skryf. Toe kyk sy so vir my, toe dink ek, okay, ek weet nou waar sy gaan. Toe vra sy my, wil jy dalk 'n shot gee, wil jy dit dalk try? Toe dink ek, okay, why not, you know? Voorheen het ek nooit regtig so iets geskryf nie. Ek het my essays en goed gedoen by skool, maar nog nooit 'n hoofstuk van 'n boek geskryf nie. So dit was maar bietjie scary, bietjie daunting, maar toe dink ek, man, why not? Soos hulle altyd sê, fortune favors the brave. You can only but try. So dink ek, kom ek try man en kyk hoe ver ek kom. Ja nee, ek sê definitief staan met daai. Jy gaan ook nêrens kom as jy nie iets probeer. Ja. Of jy dit nou kan doen of nie. Ja. Nou, uit nuuskierigheid, is jy van plan om verder te skryf of het jy ander planne vir jou toekoms? Man, ek dink on the side sal dit lekker wees om bietjie meer te skryf. As ek nou dink terug na my skool daartoe. Ek was nie goed met wiskunde en nommers nie. Eers ek het gesukkel met alles van chemistry, physics, wiskunde, al daai goed. So ons was mos nog op die ou syllabus waar jy nog jou vakke kon kies en so. Ja. Toe los ek al my nommervakke, wiskunde, chemistry, alles gelos. Toe hou ek geskiedenis, Engels, biologie, ek het Afrikaans gedoen as my tweede taal. En ek moet sê ek verkies liewes woorde oor nommers. En ek sal dink ek wil graag weer probeer om ietsie te skryf. Ek weet nog nie wat nie, maar in my private tyd probeer ek hier en daar om ietsie te skryf. Met my studies help dit ook dat ek gereeld essays skryf en so aan. So ek dink dit is 'n skill wat ek kan skerper maak. Ek dink is maar net 'n ding van om met die ding te oefen en daai ding skerp te hou. Okay. Nou jy het nog gepraat van studies. Wat studeer jy op die oomblik? So op die oomblik swat ek teologie. Dis theology vir die Engelse mense. Ek swat nou deur South African Theological Seminary in Suid-Afrika. Wat eintlik lekker is met SATs is alles online. So ek kan hier in Windhoek sit of in China of waar ook al en ek kan sit en my studies doen. Okay. Nou vertel ons 'n bietjie meer van teologie, daai van ons wat nou nie so in dit in is nie. So om eerlik te wees, ek het nooit gedink ek sal eintlik dit geswat het nie. Ek was eintlik daai ouens wat altyd gedink het, nee, maar die Heilige Gees sal mos nou vir my die wysheid gee en die krag gee om met mense te deel oor Jesus. Maar ek moet sê dit is baie helpful om teologie te swat. Jy kry net 'n dieper background oor die Bybel, oor die Here, oor die verskillende geloof wat ons het, soos hoekom glo ons in doop? Hoekom glo ons in die Heilige Gees se gawes, byvoorbeeld. Maar aan die einde van die dag, ek sal nie sê dis iets wat vir jou qualify nie, maar dit help baie.
Okay. Nou wat is jou toekomende planne met jou teologiegraad en alles? Maar in die hart is maar eintlik net ek het 'n groot begeerte om mense te lei aan die Here en om die Here te bedien in een of ander manier. Ek weet nog nie hoe presies dit sal lyk nie. En ek dink net die teologie sal help om daai agtergrond te hê om mense te help om die woord beter te verstaan. So ja, my hart en my waar ek myself sien in die toekoms is maar net om mense te lei aan die Here. Maar hoe dit lyk, we still figuring that out. Nou, sien nou dat jy dit nog probeer uitvind en alles, nee, het jy nou ooit daaraan gedink om dalk die skrywery daarin te bring? Ek het eintlik, ek meen dis 'n baie goeie punt. Soos in ek wil graag dink ek het bietjie van 'n gift gekry met die skrywery. Ek meen as 'n ou hoofstuk skryf, hopelik is my werk alright. So ek dink ek wil graag in die toekoms ook probeer om hoe kan ek sê Christelike werke uit te saai. Ek het op die oomblik het ek 'n bietjie van 'n blog wat ek nou aan werk. Ek het lanklaas op hom gewerk. Ek moet miskien is dit die motivation om weer ernstig te raak. Waar ek ook net bietjie pen wat ek voel wat die Here vir my wys, wat ek in die woord lees, skryf ek dit neer en pos ek dit uit. So ek dink dis 'n goeie idee ja, om dalk die twee te meng. Ek dink daar's dalk ietsie daar. Dis 'n beginsel. Ja. En kyk, ek sal nou vir jou sê as ons kykers ken nou al ons hier, ons span, ons skryf articles, ons special editions en alles. En ek sê jou nou dit sal nooit gepubliseer was as dit nie aanvaarbaar was nie deur jou editors. So daar kan jy nie, daar hoef jy nie te stres oor alles of dit goed genoeg is nie, want ek beloof jou dit sou nie gepubliseer was. Exactly. Mense wat gewoonlik sub-editing doen en dit vir boeke, vir artikels en dit, hulle is baie streng. So die feit dat dit wel uitgekom het sonder dat dit vir jou gesê was doen dit oor. Ja. Dit het baie goed uitgekom. Ek dink jy staan wel 'n goeie kans. Ek self sal nog moet gaan en die boek lees. Want soos jy sien, dis 'n redelike groot boek en alles. Maar dit gesê, ongelukkig is dit nog altyd wat ons het. Soveel soos wat ek nog graag met jou wil sit en gesels. So voordat dit eindig, net een laaste vraag vir jou. Het jy enige raad vir die jeug wat ons kyk, wat nie weet waar hulle staan in die wêreld nie? Man, ek het eintlik twee dinge wat ek wil sê. Een wat 'n bietjie van 'n personal motto is vir my, is aim high, glorify God, and stay humble. So wat ek bedoel met dit is, aim high, reach for the stars, you know. Soos ek gesê het, as 'n ou nie try nie, sal hy nie weet nie. So probeer, give it your best shot, maar deur dit alles, onthou wie vir jou daai gawes gegee het, wie het vir jou daai geleenthede gegee om te wees waar jy is, en dis mos nou die Here. So gee al die glorie aan hom, maar in daai opsig ook bly humble, bly plat op die aarde. Want ek dink dis waar 'n ou, you know, it's this paradox of as jy laag bly, kan die Here vir jou oplig. So dis my raad vir die jeug. Wow. En die tweede ene? Die tweede ene sal ek sê, bietjie gemeng met wat ek nou net gesê het, don't be scared to try new things. Ja. Soos wat jy mos voorheen gesê het, jy sal nie weet as jy nie probeer. Exactly dit. Wow. Baie dankie vir daai mooi boodskap. Ek sal sê dit is nogals lekker om iemand te kry wat meer down to earth is en wat lekker hier uit die hart uit praat. So baie dankie dat jy gekom het. Dankie vir jou tyd. Dit was lekker. Ja. Ons sal 'n bietjie oog opbou vir jou volgende boek. Ja, dalk is ek weer terug, ons weet nie. Maar moet wag en kyk. Ja. Kykers, baie dankie dat julle bygewoon het aan hierdie onderhoud, maar moenie nêrens gaan nie, want soos julle weet, volgende het ons 'n boek en 'n liedjie wat kom. Welkom by Nuut op die Rak, 'n plek waar ink en denke saamvloei en elke boek 'n geheime verhaal oopsluit. Sit terug met jou koppie tee of donker koffie en laat die stilte van die bladsy jou omvou. En kom ons delf dieper in die betekenis agter vandag se verhaal. Pretpark, die 2025 uitgawe deur Jaco Jacobs en Luan Serfontein, vertel die verhaal van 'n stil dorpie, Rustevrede, wat onverwags besoek word deur 'n rondreisende pretpark. Twee jong seuns, Johan en Anton, saam met hul vriendin Karen, is nuuskierig en opgewonde om die park te verken. Hulle besluit om deel te neem aan 'n advertensietoertjie by hul skool om mense na die pretpark te lok. Wat aanvanklik soos 'n prettige avontuur begin,
Neem 'n grillerige wending wanneer hulle deur die geheimsinnige Madame Zelda gehipnotiseer word. Se derde daardie aand begin die dorp die vreemd lyk. Mense tree anders op en onverklaarbare dinge gebeur, wat die spanning en misterie verhoog. Die boek kombineer die opwindinge van 'n pretpark met 'n donker, spookagtige sfeer, wat jong lesers van ongeveer 9 na 12 lok met 'n mengsel van avontuur en spanning. Temas soos nuuskierigheid, vertroue en die dun lyn tussen plesier en gevaar loop deur die verhaal en hou die leser van die begin tot einde geboei. En so sluit nog 'n hoofstuk by Nuut op die rak. Mag die woorde wat jy vandag gehoor het, bly by jou spook in jou gedagtes, soos die laaste lig wat oor 'n biblioteektafel val. Tot volgende keer. Bly lees, bly vra en bly dwaal tussen die bladsye van die onbekende. Welkom by Voor 'n Nikoor, 'n plek waar die skaduwees van klank en die diep geheime van musiek ontbloot word. Hier duik ons in die gevoel en betekenis agter musikante en hulle liedere, terwyl die tyd stadig verbygrip en elke noot sy verhaal fluister. Die lied Cheesy, maar ek mis jou, deur Dani Smoke en Wilma van Heerden, handel oor die gevoel van gemis en verlange na iemand wat vir jou baie beteken. Al erken die titel dat die gevoelens dalk cheesy of kits kan wees, gee dit eerlik en opreg weer hoe die sanger en sangeres die leegte ervaar wanneer die persoon nie daar is nie. Die lirieke beklemtoon die pyn van afwesigheid, maar ook die nostalgiese herinneringe aan goeie tye en die besonderde band wat gedeel is. Daar is 'n dualiteit van hartseer en warmte. Jy mis die persoon intens, maar erken terselfdertyd dat dit reg is om hierdie emosies openlik te voel, selfs al lyk dit oor die top. Die lied spreek veral mense aan wat self iemand mis en waardeer die eerlikheid van die emosie, ongeag hoe sentimenteel dit mag klink. En dit vang die menslike ervaring van gemis op 'n herkenbare en ontroerende wyse vas. Dankie dat jy saam met ons deur die skaduwee van klank en betekenis gereis het. Neem hierdie stilte en laat die notas nog naby jou hart weerklink en kom terug volgende week om die geheime van 'n nuwe kunstenaar en hulle musiek te ontbloot. Kykers, ongelukkig is dit nou altyd wat ons het vir hierdie episode, maar baie dankie dat julle saamgekom het met die eerste episode van Desember en ons sien julle weer volgende week, soos wat ons hierdie jaar tot op die einde bring.